Ons het so 2 weke terug 'n nuwe hondjie gekry. Sy's 'n rifrig, maar sy's op hierdie stadium nog klein en die ander honde boelie haar 'n bietjie. As hulle met haar speel, dan trap hulle op haar en maak haar seer en ander kere is hulle net pleinweg aspris. Maar wat hulle nie weet nie is, hierdie hondjie gaan groot word. En sy gaan waarskynlik dit aan hulle terugdoen. Hulle gaan ook geboelie word. Nou niemand van ons hou van boelies nie. As ons kind by die skool geboelie word, is ons baie gou om 'n bohaai op te skop en dis reg so. Maar my vraag vandag is ons nie ook baie keer daardie boelies nie? Byvoorbeeld, wat doen ons met daai kind? Wat ons kind seer gemaak het, as ons hulle sien, verkleineer ons hulle, minag ons hulle, skel ons hulle? En daardie kinders word baie keer by die huis geboelie, deur ander mense geboelie, en gee hulle dieselfde medisyne nou vir ander kinders. Onthou jy hoe het jy gevoel toe jy die odd one out was? Toe mense jou miskien verkleineer het of onderdruk het. Hoe hanteer jy nou iemand wat in dieselfde posisie is, nou dat jy groot is? My 7-jarige seentjie kom nou die dag by my met 'n interessante stukkie logika. Hy sê vir my, mamma, daardie gedeelte in die Bybel wat sê, behandel ander of doen aan ander soos ek wil hê, iemand moet aan my doen. En ek sê, ja my kind, hy sê, mamma, so as my maatjie by die skool lelik is met my en my seer maak, dan bedoel dit eintlik, hy wil hê ek moet dit aan hom terugdoen. Ek het vir hom gesê, nee, dis nie waaroor die gedeelte gaan nie, maar weet julle, baie keer is dit wat ons doen. Het jy daarvan gehou, toe jy as kind gespot is, oor hoe jy lyk, of hoe jy praat, of wat jy aantrek? En nou as jy groot is, wat doen jy met jou kind? Spot jy met hulle, oor hoe hulle praat, of aantrek, of oor 'n ander sensitiewe puntjie, terwyl jy weet, dat dit nie vir jou lekker was nie? Minag jy die nuweling by die werk of by die skool, want dis wat met my gebeur het toe ek so jonk was. Hoe hanteer jy mense wat sosiaal awkward is? Mense wat vreemd optree, wat anders as jy dink, of is, of praat. Soms kom ons nie eers agter dat ons deelneem aan die vernedering nie. Want dis maar hoe die lewe werk. Ek moes dit deurmaak. Hulle sal dit ook maar oorleef. Maar partykeer oorleef mense dit nie sonder letsels nie. Onthou dan Jesus se woorde in Matteus 40. Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Hier vertel Jesus 'n gelykenis oor die feit dat wanneer jy goed doen aan iemand wat gering is of swaar kry, dit so goed is dat jy dit aan Jesus doen. Maar die omgekeerde is ook waar. Wanneer jy aan iemand wat gering is of klein is, iets slegs doen, hulle verkleineer, hulle boelie, hulle seermaak, dan doen jy dit aan 'n kind van God. Nee, dan is dit so goed dat jy dit ook aan Jesus doen. Onthou dit dan volgende keer wanneer jy te doen het met die geringes, die kleintjies, die vreemdes. En onthou hoe het jy gevoel toe jy in hulle posisie was. Kom ons doen dan op hierdie punt nie aan ander wat hulle aan ons gedoen het nie. Kom ons gaan luister nou na die gedig. Voel my hart so leeg, ek smag om te probeer. En ook dikwels voel ek so verward oor die sondeskuld. Die terugkry van 'n geleende boek, 'n ring wat dalk verlore was, maak die soektog waardevol. Maar om iemand terug te kry vir die leed wat aangedoen is, gee aan die gewer net meer seer en laat die ontvanger leeg. Dis die kuldesak van kwaad, weer wraak bring weer wraak terug, heen en weer en elke keer een meer. Vir een blinde oog gee ek 2 terug, 'n vuishou vir 'n klap, 'n mondvol vir 'n tand. Die terugkry weeg altyd swaarder.
Soos ek my woede weggee, draai dit terug, gee dit terug. Al trek ek later woorde terug, lei die sleepsels tussen ons. En in die spasie van verwyte, ego net vergelding. Hy kon ook in gelyke mate venyn en weerwraak terugbesorg het, in eie munt terugbetaal het. Maar toe kom hy terug en gee hy terug. En in plaas daarvan om terug te kry, word daar vir ons betaal. Gebed verhoor. 'n Wonderwerk het nou met my gebeur.